Jy is nie toevallig hier nie. Het jy weer geweet God se roeping op jou lewe het nooit begin by jou vermoë nie? En miskien is dit hoekom soveel mense swaar dra, want diep binne in hulle, hier binne in hulle fluister hulle hart, ek is nie goed genoeg nie, ek het te min, ek is te gebroke, ek is nie soos daai ene nie. Maar hoor gou, 2 Timoteus 1 vers 9 sê, dat Abba Vader ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie omdat ons dit verdien het nie, maar omdat hy ons genadig is. Met ander woorde, jou waarde het nooit van jou prestasies afgehang nie. Dit het van sy liefde gekom. Voor die wêreld ooit begin draai het, het Abba Vader reeds aan jou gedink. Hy het jou nie per ongeluk geskep nie. Jy's nie 'n fout nie. Jy's nie 'n fout wat probeer sin maak van die lewe nie. Jy is 'n doelbewuste, geliefde skepping met 'n Godgegewe roeping. En hier is die mooiste deel. Abba Vader se genade begin nie waar jy sterk is en in jou vermoëns nie. Dit begin waar jy voel jy is nie goed genoeg nie. Waar jy dink jy val kort, daar begin hy bou. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 26 dat die lewe soos 'n wedloop is. Ja, mense oefen vir iets wat sal vergaan, maar jy hardloop vir iets wat ewig bly. En dit beteken jou lewe is nie sonder rigting nie. Dit is vol doel. Jy's nie hier om net deur die lewe te probeer kom nie. Jy's hier om jou Godgegewe roeping te leef. En wanneer jy jou roeping begin eer, begin jou lewe stadig in plek val, want jy leef nie meer uit druk nie, jy leef uit doel. So kan ek jou vra, voel jy vandag asof jy oor die hoof gesien is, of asof jy nie goed genoeg is nie? Ons wil graag vir jou bid. Tik in die kommentaar gebed, as jy wil hê, ons moet saam met jou bid vir jou roeping. En as jy glo dat Abba Vader jou nie per ongeluk hier geplaas het nie, maar met 'n skepingsdoel. En onthou, staan op, jy is geroep vir 'n tyd soos nou.